Okay, so, dit het te veel gereën. Jou eerste verband lê daar by die buurman en jy is nou 'n slootspesialis. Okay, so, hoe gaan jy hierdie besigheid uitgesort kry? Vantage, nommer 1, hulle het vir jou daar ding wat jy opkoppel. Ek sê nou self-leveling en daai tipe van goeders. Al die kurwe in jou land, die hele lot. Hoe kry jy weer die goed soos wat hulle moet wees? Hulle gaan jou help met hierdie besigheid. En ook, burn down. Jy weet daai, jy wil net die groen goedjies raak spuit. Check 'n bietjie hierso. Jaco, lyk dit? André, lekker en jy? Ja, doodstil en rustig. Daar's hy. Okay, so, soos ek nou gesê het, ons het nou 'n interessante uitdagende jaar gehad. Klein huisie vol water en ek dink, daar het 'n paar ouens geleer waar loop water op hulle plaas wat hulle nog nooit sien water loop het nie. En daar's dalk plek vir 'n nuwe kontour of twee somewhere, nee. Vertel my 'n bietjie, want soos ek dit verstaan aan julle kant, dis amper half julle regte spesialiteit, nee. Ja, so dis goed jy praat van die baie water, dis 'n uitdagende jaar. En jy weet ons waterbestuur is soos in Engelsman sê is 'n buzzword. Dit begin al hoe meer dit begin al belangrik raak nie. Dit is al lank al belangrik, maar ons moet meer aandag daaraan gee. En so ons as Vantage het die hele net om 'n bietjie recap te vat. Ons speel oor die hele waardeketting wat van stuur aan betref tot durable ry tot waterbestuur op die einde van die dag. So waterbestuur in ons wêreld is nie om die water daar neer te sit nie, maar ons wil die water wat daar is, wil ons bestuur. Ons wil dit beheer en ons wil nie hê daar moet damme in jou land wees nie maar ons wil ook nie hê al die water moet wegloop in erosieslote spoel. So jy wil nou Goldilocks wees, dit moet nou net reg wees. Dit moet net reg wees en ons het in die ou tyd gepraat van field level. Baie ouens daar buite sal weet van field level. Daar's baie stelsels wat loop daar buite. Die nuwe weergawe noem ons WM Field Form. WM vir water management en is field form. So wat leveling aan betref in die volksmond is nie noodwendig leveling so laat hy so plat is soos hierdie tafel nie. Ons wil graag jou land vorm sodat jy maksimum gebruikbare of bruikbare water kan hou op jou land, sodat jou goed nie versuip nie en dat hy ook nie erosieslote spoel op die ander kant nie. Nou, sê 'n bietjie vir my, hoe doen julle dit? Ek weet al wat ek sien is 'n dumpy level en Right, so daar's 'n paar opsies. Daar's 'n paar opsies afhangende van wat jou behoefte is. Ja. En so aan my regterkant het ons 'n laserstelsel. Okay, so is nie 'n dumpy soos ek Dis nie 'n dumpy level nie. So hierdie is 'n laserstelsel en met hierdie laserstelsel kan jy 'n skraper beheer. Ja. Om die skraper te kan beheer, het jy fisies hierdie laser draai teen 'n spoed in die ronde wat vir jou 'n level uitgooi en dan het jy op jou skraperkant het jy 'n ontvanger wat dan vir jou daai vlak gee. En soos wat jou grond op en af of jou topografie op en af beweeg, so gaan jy wat ons sê cut and fill. Wow. Hoogliggende gedeeltes gaan jy sny en jy gaan hom in 'n gat gooi daar waar hy vlak is. Dis hoe die goed basically werk. Is dan luister hierso, hierdie ding, hy weet hoe hoog is hy dan nou van die grond af en hy weet waar moet ek skraap, waar moet ek los. Hier's 'n baie mooi prentjie. So jy sit met 'n laser op 'n tripod, jy het 'n beheer jou skerm binne in die trekker en daai is jou receiver wat agter op die skraper is. Dis hidrolies. Met ander woorde, soos wat jou grond op en af gaan, so sal hy sny outomaties homself op en af beweeg. Sny waar dit hoog is en dan gaan gooi in die gat en daar waar dit vlak is. Ek dink hoe ons het gedoen het met die damskroppe was my pa Spietkop staan en speel. Ja, hierso. Kom, dampie, wat. Daai is die regte manier om dit te doen, nee. So hierdie is 'n ek wil amper sê 'n meer bekostigbare manier, maar is ook 'n baie meer eenvoudige manier van level. Jy kan hom of plat doen of jy kan hom teen 'n slope, soos dat jou water kan afloop na die. Soos ons ouens in die Noord-Kaap wat op daai vloedbesproeiing werk. Baie nice, daar's baie van hierdie goed wat daar hardloop want hulle moet baie plat wees sodat daai water presies oor daai hele stuk land gaan. Maar jy weet oor die algemeen, as ek die damme so kyk wat staan rond, dis nooit 'n slegte idee om 'n plat stuk aarde te hê nie. Plat nie. Of 'n lekker geronde stuk nie, wat ek Dis so reg, ja. So nee, weer eens ons wil die regte hoeveelheid water hou en dit wat te veel is wil ons teen die regte spoed wegvat.
Nou, kom wys my gou 'n bietjie hierson hè, want wat maak hierdie ding? Right. Jy het nou ook iets genoem van eie grond te dinge. Right, so wat 'n laser aan betref, soos ek gesê het, dis 'n meer eenvoudige manier van leveling, kom ons noem dit nou maar leveling, Ja, waar WM Fieldform is design, so jy gaan eers 'n survey doen en verskoon my mengels. ja. So jy gaan 'n survey doen van jou land en dan gaan jy 'n design uitwerk en volgens daai design gaan ons die land vorm. Dan gaan jy weer eens skraap aan die een kant of kat aan die een kant en vul aan die ander kant. Maar jy gaan op die einde van die dag gaan jy volgens die design gaan jy presies weet vooraf hoeveel grond jy gaan skuif. Maar jy nie met daai ouetjie dit weet nie. So werk met die nuwe NAV 900 wat hom baie spesiaal maak vir al die Trimble gebruikers daar buite is. Julle sal onthou ons het met die ou field level het ons met die ou FMX gewerk, daai ou groot skerm. Hierdie nuwe WM Fieldform werk op PIQ. Hy werk op Precision IQ. So dieselfde program of dieselfde app wat jy gebruik om jou trekker te stuur, gebruik jy vir WM Fieldform. So dis dieselfde look and feel, is dieselfde gebruik ons. Die ouens daar buite So weet dis hoe dit lekker werk. maak. Dit is nou, ek is nou my Android gewoond, my telefoon, Precies. ek kan weer in die een werk, is dieselfde. So wat hier gebeur is as jy nader kom, jy het 'n NAV 900 wat op jou trekker is en jy het 'n NAV 900 wat op die skraper agter is. Ja. Dan soos wat jy met jou design oor jou design beweeg, dan gaan jou skraper gaan hy daai lem beheer agter So as dat ek lus is om my naam te skryf op my grond, dan kan ek dit ook doen. ek sou dit nie hier aanbeveel, maar jy kan dit actually doen, ja, dis reg, ja. Okay, en dit is basies wat ek nodig het aan hierdie kant om dit te doen en dan op die controllers, hoe werk dit dan op die skraper dan na agter? So net een stapie terug, om hierdie te kan doen, moet dit RTK wees. Ja, Want hoekom RTK? Want ons soek vertikale akkuraatheid. Jy weet, met guidance en steering soek ons horisontale akkuraatheid, maar met hierdie ene natuurlik daai bietjie is vir ons belangrik. Ons wil nie hierdie stem. jy moet 'n steppie maak nie. So jy kry twee tipes wat ons hier kan doen. Skraper vir surface drainage wat ons noem en subsurface drainage wat ons die pype onder die grond in lê. So dis hoekom vertikale akkuraatheid vir ons vrek belangrik is, want jy kan net dink as daai pyp 'n kink maak onder die grond, dan gaan hy daar vassit. Die water gaan nêrens kan heen gaan nie. En as hy per ongeluk 'n kink gemaak het as gevolg van 'n klip, dan moet jy ten minste weer daarvan. Dan gaan jy weer daarvan, want jy gaan 'n as applied kaart gaan jy kry of 'n proof of placement kaart gaan jy kry agterna. So jy gaan duidelik sien as dan vergelyk jy jou as applied met jou program of jou design vooraf. Dan kan jy sien as daar verskille is. So dit moet RTK wees vir daai vertikale dinge. So jou base-station moet ten minste 'n kilowatt van die land af wees. Ja. Nader verkieslik, want ons soek daai binne daai duim akkuraatheid. En dan jy het gevra van hoe beheer jy die skraper? So agter op die skraper het ons 'n NAV 900 en die NAV 900 gaan as jy van die kant af kyk, gaan bo op jou lem sit. So as jou lem van jou skraper, en maak nie saak of dit 'n boxskryper is of 'n clamshell of net 'n finishing blade nie. Jy wil graag jou NAV 900 wil jy bo op die blade hê dat jy weet waar jou blade se hoogte is. Van hier af, van die skerm af, binne in jou trekker hardloop hy deur jou hydraulics, deur die valve agter. Jou trekker stuur die opdrag stuur hy agtertoe na die agterste NAV 900 toe, deur die valve. En daai boodskap gaan vir hom sê, hoorie, so jy moet bietjie lig, bietjie sak, wat ook al volgens jou ontwerp wat jy gedoen het. So baie trekkers, baie groot van die groot tegnologie trekkers, praat ons van direct connect. Aan die ander woorde, die trekker self is klaar opgestel vir skrapers, soos 'n quad track byvoorbeeld. Ek wil nie name uitsonder nie, maar dan plak jy die rek in by die trekker. En as dit nie so geval is nie, dan sit ons 'n valve agter op die skraper. Ons sal dit doen of die kliënt kan dit self doen en dan voer hy daai selfe opdrag deur om die lem op en af te sak. So Dani Bester het nou eendag 'n ding opgesit van daar waar hy dreinering gedoen het versus nie dreinering nie. Yes. En ek dink as jy net die skade vat wat in jou land gedoen is waar daar nie dreinering op was nou in hierdie tye wat dit so nat was nie.
en die stelsel klaar vir homself betaal Ja. in 1 seisoen letterlik. Jy moet gaan kyk na die ware proposisie van dit. En dit is nie net om water weg te vat nie. As jy kyk na daai selfe video wat jy van praat, aan die een kant waar hy kon klaar stroop en aan hierdie kant van die land sit die spore soos wat hy vasgesit het met in die modder. So bo en behalwe laat jy jou grond kompakteer en onnodig trap of slote intrap wat jy moet gaan regmaak na die tyd, is dit die finansiële impak ook wat hy kon in tyd inkom, hy kon klaar sy soja stroop, waar hierdie ouetjies nou gaan staan en hy gaan nie inkom nie en inteendeel gaan hy dan skade ly. Omdat hy nie daai goed van die land af kan kry nie. So dit is 'n hele ripple effek en dis wat ons moet verstaan, is dit is nie net van ek wil die regte hoeveelheid water hê nie. Ons wil graag die skade beperk en ons wil skade voorkom in die toekoms. Ek stem 100% sy saam. kos. Okay, so ek soek nou either die of daai of wat, hoe kom ek mee in kontak, hoe werk die besigheid? Ouer gewoonte, sosiale media, Facebook, Instagram, website vantage-ssa.com. Ja, Al ons kontak details is daarop. Teelik by Nampo, standplaas 90 en 91 in die Nampo saal. So as jy inkom by die Noordhek hier van OFM af, loop jy reguit aan ons vas. So as jy by Nampo is, asseblief kom loer in, kom kyk, kom gesels hierso. Ons het baie ouens wat ek kom ry 'n bietjie tapkar. ja, kom ry 'n bietjie tapkar, kom toets jou bestuurskills hierso. As jy 'n Cressida lisensie het, dan kan jy hier ry. En so, maar andersins Facebook, vantage-ssa.com. Dis ons website. En dan ja, soos ek sê, Facebook en Instagram. Al ons kontak details is daar. Dit gaan die maklikste wees om nie 'n nommer te herhaal nou nie. Uitstekend. Ja, dankie baie. Dis hier. Right, so maak 'n stukkie land gelyk. Nou weet jy hoe. Either laser, as jy nou regtig wil fancy wees, dan kap jy met die GPS. Kom met Jacqueline in kontak, kry jy daai goed van jou soos hulle moet wees. Dis die van Farm Spice af, of jy kan die dreinering insien, hè. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.